Goeiedag en baie welkom by 'n volgende videoles in die hoofstuk van Euklidiese meetkunde. In vandag se video wil ons spesifiek kyk na 'n paar wenke en 'n paar sleutelwoorde of metodes wat ons gaan help met die oplos van meetkunde probleme. Ons het nou gesien, in graad 11 gaan ons 9 stellings gebruik. Nou, ons het reeds al 9 hierdie stellings bestudeer en hoe elkeen van hulle werk, en ons het gesien ons deel hierdie 9 stellings in 3 groepe van 3 stellings elk. 3 stellings wat handel oor die middelpunt, 3 oor koorde-vierhoeke en 3 wat gaan oor raaklyne. So ons eerste groep stellings wat handel oor die middelpunt, het ons gesien die eerste stelling het gesê dat as OM loodreg is op AB, dan is AM gelyk aan NB, met ander woorde, die koord word halveer. Die rede wat jy aanvoer is loodlyn uit middelpunt van sirkel na koord. Die tweede een het ons gesien dat die middelpuntsoek 2 keer die grootte is van die omtreksoek, en vir die laaste ene het ons gesien dat as AB 'n middellyn is, dan is daai hoek op die omtrek 90 grade en ons praat van 'n hoek in 'n halwe sirkel. Nou wanneer jy probleme begin oplos, want onthou, al 9 hierdie stellings gaan nou saamgegooi word in een enkele probleem. En jy moet weet hoe om te identifiseer vir watter stellings jy moet uitkyk wat jy kan gaan toepas. En daarom soek ons 'n paar sleutelwoorde. Want onthou, gewoonlik by 'n meetkunde probleem, sal hulle altyd in 'n paragraaf vir jou 'n bietjie ekstra inligting gee of neerskryf. So die sleutelwoorde waarvoor jy wil uitkyk, wat jou gaan help om raak te sien jy gaan jou groep 1 stellings heel moontlik gebruik, is die volgende. Iets soos die woord middelpunt of die woord radius. So as jy raak lees middelpunt, dan moet daar dadelik in jou gedagtes hierdie 3 stellings oppop, wat jy moet laat besef, maar kyk uit of jy nie hierdie 3 kan gebruik nie. Net so, vir ons groep 2 stellings, het ons gesien die 3 stellings wat gegaan het oor koorde-vierhoeke, was eerstens, dat die teenoorstaande hoeke van die koorde-vierhoek, weet ons is saam 180 grade. Die buitehoek van 'n koorde-vierhoek het vir ons gestel dat die buitehoek gelyk is aan die teenoorstaande binnehoek, en laaste een het ons gesien dat die omtreksoeke in dieselfde sirkelsegment altyd ewe groot sal wees. So die sleutelwoorde of die kernwoorde waarvoor jy hier gaan kyk, gaan wees, eerstens die woord koorde-vierhoek, maar onthou in plaas van koorde-vierhoek kan hulle ook 'n sinoniem gebruik soos 4 punte wat konsiklies is of 'n konsikliese vierhoek. So jy soek 4 punte op die omtrek wat op 'n manier verbind is wat jou kan help om enige een van hierdie 3 stellings toe te pas. Baie belangrik, moenie vergeet van hierdie afleidings wat ons uit daai laaste stelling kon kry nie, die een wat sê gelyke kode onderspan gelyke omtreksoeke, of gelyke kode onderspan gelyke middelpuntsoeke, of in gelyke sirkels onderspan gelyke koorde gelyke omtreksoeke. Vir ons laaste groep stellings wat te doen gehad het met raaklyne, het ons gesien die eerste ene sê dat as TP 'n raaklyn is, dan is OP loodreg op TP. Die raaklyn loodreg op die radius. Tweede ene, raaklyne vanuit dieselfde punt, so dis wanneer 2 raaklyne vanuit dieselfde punt buite 'n sirkel getrek word, is hierdie 2 raaklyne ewe lank. Laaste ene, hoek tussen 'n raaklyn en 'n koord, het gestel dat daardie hoek gelyk is aan die hoek in die teenoorstaande sirkelsegment. Die sleutelwoorde waarvoor jy hier gaan uitkyk, gaan wees die woorde raaklyn, of as hulle vir jou sê 'n lyn raak die sirkel. So die woordjie raak is waarvoor jy gaan kyk. So maak seker dat jy vir jouself hierdie tipe tabelletjie gaan teken het met die 9 stellings, en dat jy dit baie goed in jou gedagtes gaan inprent, want dit gaan jou help om die probleme op te los. 'n Paar ander wenke wat natuurlik ook handig te pas kan kom, is eerstens die gebruik van ewewydige lyne. So die oomblik wat daar vir jou gesê word, 2 lyne is ewewydig, of enige verwysing na ewewydige lyne,
moet daar dadelik in jou gedagtes die volgende woorde opkom: ooreenkomstige hoeke, verwisselende hoeke of kobende hoeke. So onthou, ooreenkomstige hoeke verwys in hierdie geval na die P2 en die Q2, so dis amper daai F-vorm wat ons altyd gehad het. Verwisselende hoeke is ons P1, Q1, so dis die Z of wat jy kan kry, en dan P2 plus Q1, ons kobende hoeke, is dan ons U-vorm wat ons kry. Baie belangrik, wanneer jy jou redes aanhaal, kan jy nie net praat van ooreenkomstige hoeke nie. Jy moet altyd gaan byskryf watter twee lyne is ewewydig. En dit geld dan vir al drie hierdie tipes. Die volgende wenk is wanneer jy in driehoeke werk, moet jy uitkyk vir die volgende. Eerstens is die binnehoeke van 'n driehoek wat saam 180 grade is. Die volgende ene wat hulle nogal lief is om te gebruik, is dat die buitehoek gelyk is aan die som van die twee teenoorstaande binnehoeke. Dan, as daar vir jou gegee word twee lyne wat gelyk is, met ander woorde dis 'n gelykbenige driehoek, dan is hoek B gelyk aan hoek C. Maar let mooi op die rede wat gebruik moet word. Jy mag nooit ooit gaan skryf gelykbenige driehoek nie. Ons praat van hoeke teenoor gelyke sye. Hierdie ene kan egter ook omgekeerd gebruik word. Naamlik, hulle gee vir jou dat daai twee hoekies ewe groot is, so hoek B is gelyk aan hoek C, en dan kan ons gaan aflei en sê, maar goed, dit beteken dus dat AB gelyk is aan AC. En in hierdie geval is jou rede dan sye teenoor gelyke hoeke. 'n Volgende wenk het te maak met punte. So eerstens, as ons in hierdie skets kyk, dan is O1 gelyk aan O2 en net so is O3 gelyk aan O4. En ons praat van reg oorstaande hoeke. So baie belangrik, jy kan nie net praat van oorstaande hoeke nie, want onthou, ons het ook iewers op 'n plek wat ons teenoorstaande hoeke kan gebruik. So jy moet baie spesifiek wees, in hierdie geval reg oorstaande hoeke. Ons het dan ook dat O1 plus O3 is saam 180 grade en hier gebruik ons die rede hoeke op reguitlyn. Die laaste ene wanneer dit kom by punte is dat 3 punte of selfs meer punte wat so rondom een gemeenskaplike punt is altyd gelyk aan 360 grade en ons verwys dan na hoeke om 'n punt. Wanneer ons hoeke op die omtrek mee werk, volg jy die bene van die hoek vanaf die hoekpunt na die twee punte op die omtrek. So met ander woorde, jy begin by jou omtrekshoek en jy beweeg terug na daai twee punte. Nou as jy daai twee punte het, dan kyk jy of jy daar vanuit daai twee punte weer twee lyne het wat by mekaar uitkom op die omtrek. So wanneer dit by die omtrek uitkom, dan praat ons van dis hoeke in dieselfde sirkelsegment. Die tweede manier hoe dit kan gebruik, is as dit in 'n hoek in die teenoorstaande segment is, en dan is dit teenoorstaande hoeke van 'n koorde 4-hoek, want hierdie twee hoeke gaan saam 180 grade wees. Die derde manier hoe hierdie hoeke op die omtrek ook kan gebruik word, is dat daai twee hoeke, as jy hulle nou gaan vat tot by die omtrek, en dan weer terugvat tot waar hulle mekaar weer gaan ontmoet hulle by die middelpunt, en dan weet ons die middelpuntshoek is 2 keer jou omtrekshoek. 'n Volgende wenk waarna voor ons kan uitkyk is ook vanaf ons laaste stelling gewees, en dit is as jy 'n hoek op die omtrek het en jy werk hom terug en ons sien daar's 'n raaklyn, dan kry ons te make met die hoek tussen 'n raaklyn en 'n koord wat dan natuurlik gelyk is aan die hoek in die teenoorstaande sirkelsegment. Wanneer iets soos twee gelyke lynsegmente vir jou gegee word, so met ander woorde, dis 'n lekker leidraad en dit kan lei tot enigiets van die volgende. So, twee gelyke lynsegmente kan iets wees soos 'n gelykbenige driehoek, en met 'n gelykbenige driehoek weet ons dan dat die basishoeke gelyk is, maar onthou, jou rede is hoeke teenoor gelyke sye.
Twee gelyke lynsegmente kan ook wees 'n koord wat gehalveer is. Met ander woorde, dis daai heel eerste stelling wat gesê het, middelpunt sirkel, middelpunt koord. Weereens, twee gelyke lynsegmente kan in hierdie geval wees twee gelyke koorde. En dit gaan dan vir ons een van die afleidings wees van stelling 2, wat dan sê, gelyke koorde, gelyke omtreksoeke. Gaan werk gerus deur die voorbeelde en kyk uit vir al hierdie sleutelwoorde en hierdie paar belangrike wenke en hoe dit jou kan help om probleme op te los. Lekker werk!